Broers en susters, ek wil 'n bietjie volgende met u gesels oor die graf van hoop. Hierdie is nou die Paasfees geleentheid waar ons 'n bietjie herdenk wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruishout van Golgotha. Die kruis was sekerlik een van die wreedste maniere waarop enigiemand doodgemaak kon word. Omdat dit so 'n lang tyd vat, is dit 'n absolute lyding gewees. Ek sit en dink baie keer aan die disippels, aan Jesus se ma, sy familie. Die mense wat regtig met hulle hele wese vasgehou het aan die Messias. Nee, Petrus sê vir hom, Here, U het die woorde van die lewe. Soos wat hy vir hom sê, U die woorde van die lewe. Hulle het hierdie tyd saam met hom geloop, hierdie verwagting dat hierdie is die koning van die konings. Petrus verklaar dit op 'n stadium, U is die Messias, U is die seun van die lewende God. En hier hang hierdie Jesus aan 'n kruis, aan die vloekhout. En hy sterwe daar. Die hartseer van verlies deur die dood van iemand vir wie jy lief is. Maar saam met dit, hierdie ontsaglike stuk verwarring. Hier is die seun van God. Hoe is dit moontlik dat die seun van God, die Messias, die verlosser, aan 'n kruis hang? En as hulle hom daar afhaal en hulle vat hom weg en hulle lê hom in die graf neer, dis 'n plek van hartseer, man. Dis 'n plek van pyn, dis nie 'n plek van hoop nie. Die disippels het die hele tyd gehoor hoe Jesus vir hulle verduidelik wat gaan gebeur, maar hulle kon dit nie inneem nie. Petrus op 'n stadium bestraf hy Jesus en sê, man, dit sal nie so gebeur nie. Die werklikheid wat op die grond gebeur het en wat hulle gesien en gedink het moes gebeur het, was twee verskillende prentjies. Watchman Nee sê vir ons, die ou geskiedenis eindig by die kruis en ons nuwe geskiedenis begin by die opstanding. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons so ietsie van hierdie kruisgebeure en die begrafnis en die goeders. Hy sê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het en die skande verag het aan die regterhand van die troon van God gaan sit en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Hy sê vir ons, dit is 'n skande gewees. Johannes het daaroor gepraat Vrydagoggend. So die hele gebeurtenis is hierdie plek van hartseer en pyn en krisis en nou sit ons as kinders van die Here en ons sê, pas naweek vat vir ons op 'n reis van hoop. Dit begin by Jesus se dood en daar is lyding en pyn en smart. En as jy doen jouself die guns, gaan doen 'n bietjie navorsing, wat beteken dit en wat het dit beteken vir iemand om aan 'n kruishout dood te gaan? Wat het dit beteken vir iemand om te sterf aan die kruishout van Golgotha? Jesus se begrafnis. Ja, ek is doodseker, almal van julle was al by 'n begrafnis gewees. En daar was nog nooit 'n plek van feesviering nie, dit was nog altyd net vir 'n mens, vir ons mense 'n hartseer plek van twyfel. Kan jy dink, hierdie Jesus wat veronderstel was in die Jode se denke om hulle vyand in die see in te jaag en om Israel te herstel as hierdie
hierdie magtige koninkryk. Hierdie Jesus word deur 'n paar mense gedra na 'n graf toe en daar binne in geberre. En daar word 'n klip voor die graf gerol. Kan jy net vir 'n oombliekie dink hoe hulle voel hier binne? Die verwarring, die ellende. En dan breek die dag aan. En Jesus staan op uit die dood. En skielik is daar hoop. Jy weet, hulle het in die begin nie verstaan. Kan jy nou vir jouself dink? Ja? Die hopeloosheid, die magteloosheid, die vrees, al die goed wat in hulle hart aan die gang was. En hulle is verward in hulle binneste, en hulle verstaan nie regtig nie. En hier kom hulle by die graf, en die graf is leeg. Dis logies dat hulle sal kom sê, nee, iemand het hom gesteel, jy weet, iemand het sy liggaam gesteel, wat is besig om te gebeur? En dan stukkie vir stukkie verskyn hy aan hulle. En kan jy dink, elke keer wanneer hulle hom sien, die verwarring en dan die hoop wat hier in jou hart begin leef, hy het opgestaan, hy is, jy weet, jy wil so half sê, maar was hierdie nou net 'n nagmerrie gewees wat ek gehad het? Of as hierdie, en dink aan Thomas, wat net vir hulle sê, nee, wat, ek glo julle nie. As ek nie my vingers binne daai wonde indruk nie, ek glo dit net eenvoudig nie. En totdat hy aan Jesus se hande kan vat en die wonde sien. Kan jy imagine wat gebeur hier binnekant wanneer tragedie verander in hoop, in vreugde en blydskap. Die besef, jy moet nou mooi verstaan, die besef, hy is nie dood nie. Hy lewe. Jesus lewe. Ja, ons het hom gesien hang. Ons het gesien hoe blaas hy sy asem uit. Ons het gesien hoe word hy gevat en in die graf gesit. Ons het gesien hoe word die klip voorgerol. Ons het al hierdie goed gesien en beleef, maar hier is hy lewe. Iets hier binnekant verander, hier verander goed en hier verander goed en die besef. Hy is regtig wie hy gesê het hy is. Hy het regtig gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Hy het opgestaan uit die dode. Jy sien, daar is 'n stuk hoop wat kom uit 'n leë graf uit. Daar is die graf vir 'n kind van God is 'n plek van hoop. Want dit sê, hy leef, hy het opgestaan, hy's 'n werklikheid, en al die ander goed is wat daarmee saamgaan, en ek gaan vanoggend net by 'n paar van hulle stil staan. Wat beteken dit? Wat beteken hierdie hoop wat ons het? Weet julle hoeveel goed het Jesus kom doen met die opstanding? Ok, laat ek nie te opgewonde voor die tyd raak nie. Ek weet my sondes kan vergewe word en ek kan oorbegin. Man, party van julle sal nou nie meer kan onthou nie, maar toe sonde swaar in jou lewe gelê het, voordat jy Jesus Christus as koning en Here van jou lewe gekies het, daai diep gat hier binnekant, wat soek na iets, en nie weet wat dit is nie, daai lewe, daai wese wat uit balans uit is deeltyd, die wete dat hier in my, ek is 'n sondaar, en as jy nou groot geword het, en jy het al ooit in jou lewe die boodskap van die kruis gehoor, en van lewe, en van ewige lewe, en van die hel, as jy met sonde leef, was hierdie ding die hele tyd op jou,
Is hy binne in jou, hy roei jou, hy stoei met jou. En jy hoor konstant die klop. En laas Sondag het ek gesê, die haan hou nooit op kraai nie, elke dag, elke oomblik. Kraai, hy hou aan kraai, so ons hoor die hele tyd ons weet dat ek weet ek is 'n sondaar. En nou, omdat Jesus opgestaan het, is daar vergifnis. Daar's vryspraak vir my. Weet jy wat, ek kan voor hom buig en ek kan sê, Here, ek erken dat U God is en koning is en Here is en my verlosser is. Ek erken U is die seun van die Allerhoogste God. Vergewe my en hy spreek my vry. En ek staan op. En ek kan oorbegin. Ek kan oorbegin. Al daai goeders, al daai goed. Maak nie saak wat dit was nie. Hoe sleg of hoe lelik nie. Dit lê daar in die verlede. It's gone. It's weg. 1 Peter 1 verse 3 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. We live with a living hope. En nie net vir die ewige lewe nie. Nie net vir een dag nie. Ek lewe met hoop in my hart vir nou. Ons het dit vanoggend 'n paar plekke gesing. Daar is hoop, daar is lig, daar is lewe, daar's oorwinning, want Jesus Christus het oorwin. Die graf is leeg, mense, die graf is leeg. Daarom is daar hoop in my hart. Ek weet ek staan in 'n nuwe verhouding met Vader. Ek is nie meer weg van hom af nie. Daar is nie meer tussen my en Vader 'n afstand nie. Ek het hierdie voorreg, ek en jy het hierdie onsaglike groot voorreg om net in te stap in sy teenwoordigheid. Om met hom te kan praat, man. Om te kan kommunikeer met hom, om te weet, Here, ons is okay. Wie van julle het al 'n fight met julle pa gehad? Johannes, ek dink jy is heeltemal reg. Hierdie is 'n baie heilige gemeente. Okay, kom ons vat die woordjie fight weg. Wie het al moeilikheid gehad met jou pa? En as dit nie uitgesort is nie, wat is hier binne? Hier is 'n ding wat nie lekker is hier binne nie. En party van julle is dalk nou nog daar. As dalk nog geen ding wat uitgesort is nie. En jy sit hier. En dis hoe ons gevoel het, ons is nie uitgesort met ons Vader nie. En Jesus het dit kom doen vir jou en my. 1 Petrus 3 vers 18 sê, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir ons, die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy het die brug kom bou met sy lewe. En met sy opstanding het hy dit vasgemaak. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Ek en jy kan ons verhouding met ons Vader herstel, omdat Jesus dit moontlik gemaak het. Ek kan met hom praat. Ek kan net met hom gaan sit en sê, Vader, jy ken my, en jy verstaan hoe ek voel. Jy weet wat aan die gang is, hier binnekant in my. Jy weet, ons, almal van julle wat hier sit, behoort 'n aardse pa te hê, gehad het, of te hê. Anders sou jy nie hier was gewees het nie, hier gewas het nie. Okay. Maar, almal van ons het 'n aardse pa gehad, of jy het ene. Om net te kan
Miskien moet ek dit net omdraai. Ek sukkel nou om vir myself die ding uit te maak. Maar my kinders, ek het 2 dogters. En ek is verskriklik baie lief vir hulle. En hulle weet, dat maak nie saak wat hulle aanvang of doen of gedoen het nie. Hulle is altyd welkom by my. Hulle kan enige oomblik inkom en op my skoot kom sit en met my gesels en met my praat. My sê, Daddy, hierdie ding is nie lekker nie, of ek voel nie lekker nie. Dis ons hartse pa, maar dit is veronderstel om so te wees. Maar baie van julle wat hier sit, weet nie hoe dit voel nie. En jy nooit so pa gehad nie. Of jy het nie nou so pa nie. Maar ek het 'n Vader in die hemel. En ek kan met hom praat. Ek kan by hom gaan sit. Net vir hom sê, Vader, ek voel nie lekker vandag nie. Binne is iets wat nie lekker is nie. En weet jy wat? Ek hoef eintlik nie baie te sê nie, want hy weet presies wat aan die gang is. Ek moet nog vir my kindertjie sê, maar wat praat met my? Sê vir my. Mama, hy weet. Is dit nie wonderlik nie? Ek kan met hom praat, ek kan met my Vader praat. Ek het 'n hoop in my hart, want ek weet, die dood is nie die einde nie. Daar is 'n lewe na hierdie ene. Julle klikkie baie opgewonde daaroor nie. Ek dink ek sê dit in Engels nou. Dalk verstaan ons beter. I know death is not the end. There is life after this one. Yes. Ek weet julle is nie opgewonde om dood te gaan nie. Dit weet ek mos. Ons glo in die lewe hierna, maar ons almal hou vas aan hierdie ene. Okay? En is so, want die een hierna is vir ons baie keer so halwe iets wat ons sê regtig onseker. Ons is nie onseker waartoe ons gaan nie, ons is onseker hoe dit sal wees. En ons geniet mos nou ons lewe hier. Maar die lewe is nie die einde nie. Hierdie lewe gaan verby as Jesus vertoef om te kom. Is daar nie een mensie wat hier so sit, wat nie een of ander tyd die dood in die oë gaan kyk nie. Almal van ons. Almal van ons. Maar ek weet, hier is 'n lewe hierna. Ek weet hierdie is nie die einde nie. Kan jy vir een oomblik dink dat jy moet lewe met 'n gedagte dat hierdie lewe op hierdie aarde al is wat daar is? Wat as ek my oë toemaak en ek blaas my asem uit, is daar niks verder nie. Toggie. Dit is nie 'n lekker lewe nie. Ek weet nie hoe kan mense wat nie glo nie. Hoe leef jy dan nou? Hoe leef jy dan nou? Van net mooi niks. Maar ons het die lewe nou en ons het die ewige lewe. Job skryf daaroor, of in die boek van Job gaan daaroor, Job 14:14, Job 14 vers 15 says, if a man dies, shall he live again? Kom ek vra die vraag, if a man dies, shall he live again? Yes, of course he shall live again. All the days of my service I would wait till my renewal should come. Daar is 'n dag en 'n oomblik wanneer ek en jy, as ons nou die asem uitblaas, julle weet hoe dit werk, is ons by die Here en ons is by hom vir ewig, en dan gaan daar 'n dag wees wanneer almal wat ontslaap is in hom gaan terugkeer na die aarde saam met hom, en in 'n oomblik en in 'n oogwink gaan almal wat hier op die aarde is verander word, en hierdie ou liggaam gaan oorkleef word met 'n nuwe liggaam. En die wat gesterf het, gaan terugkom en die grafte sal oopgaan en die lewe en die dooies sal opstaan en bekleed word met die heerlikheid van die Here met 'n ewige liggaam. Maar dis ietsie wat ons moet opgewonde maak. Jesus leef, hy het dit vir ons moontlik gemaak dat daar lewe is hierna. Daar's lewe. Daar's lewe.
Ek leef nie in vrees nie. In Johannes 11:25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Yes, dis die hoop wat ons het. Dis daai leë graf, sê vir my, dis die hoop wat hier binne in my lewe, Jesus het opgestaan. Daarom is daar lewe. Daarom is daar lewe vir ewig en altyd. Ek weet dat my geloof nie te vergeefs is nie. Kyk, as mense wat nie glo dat Jesus opgestaan het nie. Ek is so jammer vir hulle. Behalwe die feit dat hulle nie die wetenskap glo nie. Jy moet net so 'n bietjie gaan navorsing doen en gaan lees oor die opstanding van Jesus. Hoeveel ontsaglike bewyse is daar dat hy opgestaan het uit die dood? Bewyse. Empiriese bewyse. Hy het opgestaan uit die dood. Dis nie 'n fairy tale nie. Dis nie net 'n geloofsaak nie. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Nie net die geskiedenis sê dit vir my nie. Ek weet dit hier binnekant, want hy leef hier binne in my. Ek hoor dit, ek ervaar dit, ek beleef dit. 1 Corinthians 15:12-14 says, now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then even Christ has not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and our faith is in vain. As jy nie glo dat Jesus opgestaan het uit die dood nie, man, ek weet nie hoe kan jy dit nie glo nie. Ek het nou nie eens woorde wat om te sê vir jou dan nie. Dis nie. Kom by man. Dan is dis eintlik maar al wat ek kan sê. Want hy het opgestaan. En daarom is ons geloof in die werklikheid en 'n opgestane Here wat heers oor lewe en dood. 'n God in wie ek kan vertrou, wat hy kan aan vashou. Daar is hoop in my hart, want ek weet die bose is oorwin. Ek weet hy is verslaan, ek weet hy is oorwin, en ek en jy kan in oorwinning leef. Kolossense 2 vers 13-15 sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle uit al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee het, en hulle in die openbaar tentoongestel het, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hy het oorwin. Hy het die graf en die dood oorwin, en hy leef. Daarom, wanneer die vyand jou pad langs kom, kind van God, wanneer die vyand kom staan met sy moeilikheid, maak daar by jou lewe, dan sê vir hom, kom ons stop net gou hier. Ja, ek wil gou vir jou ietsie vertel. Jesus leef. En weet jy wat beteken dit? Jy is 'n verslaane vyand. Jy het geen reg om hier by my te wees en jou goedjies te doen nie. Gaan weg. In die naam van die koning. Hy het jou oorwin. En ek is syne. En ek is in hom. En hy is in my. En daarom is ek meer as 'n oorwinnaar. Ek hoef nie te buig voor jou nie, vyand. Jy sê vir hom, hy moet gaan en hy het nie keuse nie en hy moet gaan. Vat daai oorwinning en maak dit joune. Maak dit joune. Leef dan mee. Ek gaan gou vir julle 'n kort videoklipie speel van iemand wat net so ietsie vertel. Kom ons luister net daarna. There was this boy who was on a journey to see who the most powerful was. So he goes up to Iron, and he asks Iron, he says, Iron, are you the most powerful? Iron says, no, you put me in fire and I melt. So the boy goes over to Fire and says, Fire, are you the most powerful thing in the world?
And fire says, no, you put water on me and I'm done. So the boy walks over to water and he says, water, surely you're the most powerful thing in the world. You could put out fire. And water says, unfortunately, no. You leave me out in the sun too long, I bake up and I'm done. So the boy looks up to the sun. It's powerful and beautiful. And he says, son, surely you are the most powerful thing. And he said, no. See that little cloud over there that goes in front of me? I'm put away. So the boy again is just trying to find this, and he goes to the cloud. He says, cloud, surely you're powerful. You could cover up the sun. He says, no, just a little bit of wind pushes me away. So he goes to the wind. He says, wind, surely you're the most powerful. And the wind says, no, I cannot move that mountain. So the boy goes to the mountain and says, mighty mountain, surely you are the most powerful thing. And the mountain says, even though I'm firmly planted right now, when man comes and chisels me away, I'm broken. So the boy goes to the man and he says, man, surely you are the most powerful out there. And the man shook his head and said, no, son, death comes to us all. And so the boy is kind of discouraged and he walks lonely and he finds death. And he goes over to death and says, death, surely you are the most powerful of all. And death smiles big and proud and he says, I have taken out kings and peasants, taken out rich and poor. But there was one. They crucified him. They were cheering. And I was so excited. I took his body and I was ruling for 3 days and I was celebrating. But then he got up and he rose. He took away my power. He took my keys. He made me bow to him. And I could not have any power over him. And the boy said, what's his name? He said, his name is Jesus Christ. He is the most powerful of them all. Yes, he is the most powerful of them all. En die graf is 'n simbool daarvan. Daai leë graf sê, hy is die magtigste van alles. En ek en jy is syne. Is dit nie great nie? Ek en jy is syne. Kom ons gee die Here al die lof en die eer en die aanbidding. Jesus, Hy is ons Here. Hy is die opgestane verreëse koning van die konings. Die oppermagtige allerheiligste God. Ons Here wat leef in heerlikheid en in majesteit. Die koningskap is ewig gevestig. Hy is die Here. Daar is geen ander God, geen ander meester, geen ander koning, geen ander een. Nie is alleen is God en Here en hy is ons sinne. U leef, Here. En vanoggend vier ons u opstanding uit die dood. Vanoggend sê ons koning leef. Ons koning leef. En ons proklameer dit oor ons eie lewens in Jesus naam. Broer en suster, miskien is daar ietsie in jou lewe vanoggend waaroor jy die lewende Jesus se naam moet proklameer. Dalk is daar ietsie in jou lewe wat jy moet kom net vir hom gee en sê, Here, hier is dit. Hierdie ding is in my lewe. Ek stoei, ek sukkel. Here, kom, help vir my hiermee. Jy kan die naam van Jesus proklameer oor jou saak. Jy kan. So as daar so iets is wat jy wil die Here se naam proklameer oor daai saak, maak nie saak wat dit is nie, miskien jou kinders, verhoudinge, familie, vriende, miskien is dit jou eie lewe, miskien jou liggaam, miskien jou finansies, dit maak nie saak nie, maar wat dit is nie, jy kan hierdie Jesus wat oorwin het se naam daaroor uitroep, en hy antwoord ons. So as jy dit wil doen, staan op jou voete, en sê net, Here, ek roep u naam uit, oor hierdie saak in my lewe. Ek roep u naam uit, ek soek oorwinning oor hierdie saak in my lewe, in Jesus naam. Jy gee dit net vir hom, en sê, hier is dit, Here, ek is die almagtige, nie is die een wat opgestaan het uit die dood, u regeer vir ewig, nie is die ewige bron van krag en sterkte en heerlikheid, en ek kom gee dit vir oggend vir u, hier is dit, in die naam van die koning. So terwyl jy daar staan, al wat ek jou vra is, spreek net die naam van Jesus, sê net, noem jou probleem hier in jou koppie, kan jy dit noem, jy kan dit hardop noem, en sê net, ek spreek die naam van Jesus oor jou, en ek vra, Here, gee vir my oorwinning in Jesus naam. Here, elkeen, ons spreek die naam van Jesus oor elke situasie,
oor elke probleem, oor elke krisis, oor elke hartseer, oor elke pyn, oor elke ding wat verkeerd is in die naam van Jesus Christus. Ons spreek U naam daaroor, Here. En ons weet dat ons koning heers. Ons weet U is die almagtige, die allerheiligste, die allerhoogste. En dat U ingryp en aanraak en lewens verander en lewens vernuwe, soos wat net U dit kan doen. Aan U kom toe al die lof en die eer en ons dankie vir die oorwinning. Ons dankie vir die oorwinning. In die naam van Jesus, die koning van alle konings, bid ons dit. Amen. Prys die koning.